Dis regtig vir my lekker om julle hier te hê om saam te aanbid en die Here se naam groot te maak. Ek wil die boodskap begin om vir jou te vra, as jy geweet het, jy het nog net 1 of 2 dae oor om te leef, wat sou jy graag wou doen? Sê gou vir jou man of jou vrou of die persoon langs jou, as jy geweet het, jy het net 1 of 2 dae oor om te leef, wat sou jy graag wou doen? Deel gou net 'n oomblik met mekaar. Vriende, ek weet, baie mense wil nog op 'n lugballonrit gaan, of Maldives toe gaan, of die noordelike ligte gaan sien, en party van ons is baie meer avontuurlustig. Ons wil bungee jump, of uit 'n vliegtuig spring, of kan aangaan en aangaan en aangaan. Party van ons sal net okay wees om nog 'n movie te kyk, ek weet nie. En ek dink jou antwoord wat jy gegee het op hierdie vraag, wys tog iets van jou. En dit wys tog iets van wat vir jou belangrik is. En daarom begin ons vandag met 'n reeks op reis na die kruis. En in hierdie reeks wil ons kyk na gebeurtenisse wat gebeur het op pad na die kruis toe. Die laaste goed wat Jesus gedoen het voor sy kruisdood. Want ek dink, net soos met baie van ons, wys die laaste goed wat gebeur het, tog vir ons iets oor wie Jesus is, en wat vir Jesus belangrik is. So, Jesus het 2 dae oorgehad voor sy kruisiging. En ek dink, min van julle sal kan kies, wat het hy toe besluit om te doen? Hy het geëet. Markus 14 vers 3 sê, Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse, en terwyl hy aan tafel was. 2 dae voor sy dood, en hy weet die kruis kom, besluit hy om eintlik met 'n Melaatse aan tafel te gaan sit en saam met hom te eet. En dan het die dag aangebreek wat Jesus gevange geneem sou word, en daardie aand, raai wat is een van die laaste goed wat hy doen? Hy eet. Weer is hy aan 'n tafel saam met sy disippels. Matteus 26 vers 20, teen die aand het hy saam met die 12 vir ete aangeleun. Nou, daai woordjie het presies gebruik, omdat daai tyd was die tafels nie met stoele nie, nê? Plat, jy het gelê, so half gelê aan die tafel. So hy het aangeleun aan hierdie tafel vir ete, vir die Pasga, nê? En ek hoop jy sien dit raak, so 2 dae voor Jesus se dood, gaan eet hy by mense, kuier by hulle. Die aand voor sy kruisiging, gaan eet hy saam met sy disippels, net 12. En ek wonder oor hierdie goed, want ek sê vir myself, dit moes vir Jesus belangrik gewees het, want hoekom anders is dit juist die ding wat hy kies om te doen? Die aand, die laaste aand voor sy kruisdood. Hy gaan eet. En dit is baie vreemd, want ek sê vir myself, hy kon nog hoeveel wonderwerke gedoen het. Hy kon hierdie ongelooflike preek, imagine het gehad het oor wat gaan gebeur as hy sterf, en hoe hy gaan opstaan, en 'n nuwe koninkryk gaan kom. Hy kon skares bymekaar geroep het, en al wat Jesus kies, die aand voor sy dood, 12 disippels om 'n tafel, met kos. En dan sê dit nogal, die Passion vertaling beskryf Lukas 22 so goed, dit sê, Jesus sê, I have longed with passion and desire to eat this Passover lamb before I endure my suffering. Hoor jy daai 2 woorde? Dit was my grootste, dit was nie net ek kies om dit te doen nie, dit was my grootste begeerte om saam met julle te kan eet. Aan tafel te wees. En vriende, as jy die Bybel so 'n bietjie ken, dan sal jy weet, 'n tafel en 'n ete is 'n herhaalde beeld in die Bybel van die Ou Testament af. 'n ete en 'n tafel. Hierdie metafoor wat
so baie gebruik word. En Leonard Sweet, hy vertel dat iemand het vir hom gesê, hy kan die Ou Testament in 3 sinne opsom. En hy kan die Nuwe Testament in 3 sinne opsom. Hy sê die eerste een, die Ou Testament, die 3 sinne is, hulle het ons probeer doodmaak, ons het oorleef, kom ons eet. Die Nuwe Testament, ek het jou lief, ek vergewe jou, kom ons eet. En ek moet nog iemand ontmoet wat nie lief is vir eet nie. En as ons in Matteus 26 verder gaan lees, dan lees ons oor die nagmaalstafel, en die van julle wat laasweekie was, weet ons het regtig 'n heilige oomblik rondom die nagmaal beleef. En dan kies Jesus, vreemd genoeg, kies hy kos. En hy sê, gebruik kos om julle te herinner aan my. Hy kies nie blomme of oefening, as jy gaan draf, dan dink jy aan. Hy kies nie tradisies, hy sê die ding wat jy moet doen, om my te onthou, is jy moet eet. Brood, wyn. Gebruik juist dit, om alles van Jesus te onthou. Ons val baie keer in die struik om te sê, as ons die nagmaal gebruik, dan onthou ons net die kruisdood. Jesus sê, jy moet my onthou, alles van wie ek is. So as jy eet, onthou my. En onthou, in daardie tyd was brood stapelvoedsel, so dit het nie net gegaan oor 'n nagmaal, spesiale nagmaalstafel nie, dit was eintlik 'n herinnering, elke keer as jy eet. Dink aan my, onthou my. Die Here is kreatief, want hy kies 'n tafel en kos. Dit is die beeld wat hy vir my en jou gee. En ek dink hy doen dit omdat hy geweet het, as hy net 'n klomp mooi woorde gesê het, of 'n klomp inligting, sou dit nooit dieselfde impak in my en jou lewe gehad het nie. So die Here is so kreatief, dat hy brood en wyn. Iets wat nodig is vir oorlewing. Want, vriende, ek en jy kan eintlik sonder Jesus nie oorleef nie. En dis hoekom hy sê, dit wat so nodig is vir jou fisiese oorlewing, jy het my so nodig. So elke keer as jy eet, drink, dink aan my, onthou. So die beeld van die tafel en dit wat rondom 'n tafel gebeur is vir die Here belangrik. En daar's baie goed wat gebeur het en daar's verskriklik baie teksverwysings en teksgedeeltes wat praat van die tafel en Jesus wat aansit by 'n tafel. Maar daar's 'n baie bekende gedeelte wat nogal my aandag gevang het hierdie week met my voorbereiding. Glad nie my plan nie, die Here het besluit om iets totaal anders voor my neer te sit. 'n Baie bekende gedeelte wat vir jou dink ek baie bekend is, dalk te bekend. Ek vermoed is die bekendste gedeelte in die hele Bybel. En dan is die probleem dat ek en jy nie meer raak sien wat die gedeelte vir ons vra na toe uitnooi nie. As jy dit ken, sê dit saam met my asseblief, die Here is my. Kom ons probeer dit weer. Die Here is my. En nou hang dit alles af van watse vertaling jy ken en gebruik. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek wil net 'n kantnota maak. Ek het gesê, omdat ek so baie begrafnisse moet doen oor hierdie teks, gaan ek nooit in die kerk daaroor preek nie. Nee. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my op die spore van geregtigheid in sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Die stok en die staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. En dan sê my beker loop oor, nee, my hoof is bedek met olie, my beker loop oor. U berei die tafel voor my aangesig. Die 2020 help ons dalk so 'n bietjie om dit bietjie beter te verstaan. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders.
Party vertaling sê, voor die oë van my vyande. Die Here sê, ek het vir jou 'n tafel voorberei, ek dek vir jou 'n tafel. En dan hoor jy wat sê hy, nie in die afwesigheid van jou vyande nie, maar in die teenwoordigheid van jou vyande. Met ander woorde, ek dek vir jou 'n tafel binne in die geveg, binne in die konflik, binne in die omstandighede, binne in die duisternis, binne in die doodsvallei, wat ook al in en rondom jou aangang, binne in dit, sê God, dek ek vir jou 'n tafel. Hy wil graag daar en nou vir jou 'n tafel dek. En wat vir my onbeskryflik is van hierdie tafel wat God dek, is as jy dit lees, dan sê dit nie, ek dek vir julle 'n tafel nie. Ek dek vir, u dek vir my. U dek vir my 'n tafel. Met ander woorde, hierdie tafel wat God dek, hy het net 2 sitplekke. En een van hulle is myne. En as ons dit mis, vriende, dan mis ons iets onbeskryflik van God se woord, van 'n baie bekende vers in die Bybel. Want God sê, ek dek vir jou die beste tafel waaraan jy ooit sal sit. Jesaja 25 vers 6 beskryf dit so mooi. Hy sê, 'n feesmaal word voorberei met die beste om te eet en te drink. Goeie kos, goeie wyn. U dek vir my 'n tafel. Ek wil hê jy moet dit hoor. Daar's vir my 'n stoel en daar's 'n stoel vir die koning van alle konings. Ek dink nie ons begryp dit nie. Daar's vir my 'n stoel en daar's 'n stoel vir die koning van alle konings om saam met jou aan tafel te sit. Jaylene, ek het jou gesien, wil jy gou vorentoe kom, asseblief, sal jy saam met my kom eet? Regtig, kom asseblief. Of Sandra, jy kan ook kom, een van julle twee. Dankie. En dis wat God doen. Ek wil nou sê, ek wil nou nie op die spot sit nie, maar dis die keuse wat ek en jy ook het, nie. Ek wil hê jy moet dit onthou, jy word genooi om saam met my aan tafel te sit. En ek wil net vir die beeld die rol van Jesus speel in hierdie tafel. Om iets vir jou te wys. Jy moet hierdie kant asseblief, ja, dankie Sandra. Dankie dat jy kies om saam met my te eet. Kan ek vir jou gooi ietsie om te drink? En al daai dingetjie af, ietsie om iets lekker, heerlik om te eet. So, Sandra, hoe gaan dit met jou? Goed. Ek is bly dit gaan goed. Jou geliefde? Beter, ek is bly. Was daar fout? Iets fout? Nee, gaan dit, nou dat sy nie hoef te wees hiervoor nie, gaan dit goed. Nee. En sê vir my jou hart, gaan dit met jou hart? Goed. Is dit niks fout ernstig? So jy's bly en opgewonde. So iets wat jou bang maak. Ek sien hierdie klomp goed wat in ons land gebeur, maak dit jou bang? Soms. Dit maak mens baie keer bang, nee. Ek kan net vir jou sê, jy hoef nie bang te wees nie. Want ons het dien 'n God, nee, wat almagtig is en alles kan doen. En vriende, sien julle wat het gebeur? Jy kan nou maar eet, hoor. Gaan rustig aan. Nou die mense wou nie hê nie, nou moet hulle maar uitmis. Sien julle wat het gebeur terwyl ek saam met hom aan tafel sit? Hy kon nie 'n veer omgee wat julle doen nie. Hoekom?
want hy's gefokus op die een wat saam met hom aan tafel is. Ek dek vir my 'n tafel in die teenwoordigheid. En raai wat, omdat ek op God gefokus is, maak daai vyande nie saak nie. Want ek sit by die koning. En dis waarop ek fokus. En ek het 'n prentjie, toe ek hierdie teks lees, wat vir my ongelooflik was, en hierdie beeld vir my so goed uitbeeld. Sit 'n klein dogtertjie saam met Jesus aan tafel. En die vyande is reg rondom. Wat enige mens sou laat bewe in hulle skoene, en kyk net haar gesig. Want sy is saam met Jesus. Die vyande het nooit verdwyn nie. Die donker is nooit weg nie. Maar ek is saam met Jesus. Ons sit en eet en julle is nog almal hier. Maar my fokus is op iets anders. Is op die koning van die konings. Lang terug in Israel, jy is nog alright, nee, jy kan maar, gaan rustig aan. Lang terug in Israel se geskiedenis, het Israel, dit wat hier tussen my en Sandra gebeur het, was dit Israel se begeerte. Israel wou so graag by God wees, en God by hulle. En toe raai wat, toe maak hy 'n tent waar hulle hom kan ontmoet. En ons noem daai tent die tabernakel. Well done. En die tabernakel in Hebreëus is dwelling place, nee, so dis die plek waar God gedwel het saam met sy mense. Die tabernakel was die plek waar God mense ontmoet het, en as jy onthou van die reeks, nee, so 'n paar jaar terug, oor die tabernakel, sal jy onthou dat die meubels in die tabernakel baie beperk was. Daar was nie baie nie. En elkeen van die meubels wat wel daar was, dit was spesifieke betekenis gehad. Jy voorhof gehad en dan die heiligste en die allerheiligste. Nou in die heiligste het daar 'n meubelment gestaan. Raai wat was dit? 'n tafel. Reg voor die voorhangsel van die allerheiligste. Sê God, ek sit 'n tafel. En dan op hierdie tafel, sê die Here verder in Eksodus 25 vers 30, en op hierdie tafel moet altyd deur brood wees. Op hierdie tafel moet daar altyd brood wees. Die Eksodus 25:30 sê, en op hierdie tafel moet jy altyd deur toonbrood voor my aangesig neersit. En dan dink ek, dis 'n vreemde woord, toonbrood. En hierdie brood was gebruik om vir mense Jesus te toon, te wys. En daarom hou ek so baie van die meer akkurate English Standard Version wat sê, and you shall set the bread of the, kyk hoofletter P, the bread of the presence on the table before me regularly. Die brood van my teenwoordigheid. Jy moet hierdie brood daar sit, sodat dit iets vir mense kan wys van my. Kan ek gesien, wie van julle hou van die reuk van vars gebakte brood? Ag, dankie tog. En daar's net iets besonders. Ag, en ek's jammer vir die gluten-free en carb-free en allerhande free mense. Daar's iets onbeskryflik aan die reuk van vars brood. Ek dink 'n rukkie voor my ma oorlede is, het sy een van daai, dis mos nou ook grand, jy kry nou sommer 'n ding wat jy inplak wat vir jou brood bak, nee. Het sy so ding gekry, natuurlik moes dit nou getoets geword het. So gereeld in haar huis was dit altyd die reuk van of brood
of soetkoekies. En dis iets wat vir my so memorable is. As ek brood ruik, nê. En dis die ongelooflike ding en krag wat reuk het. So hier die Here sê, ek wil hê jy moet brood neersit in die tabernakel. En ek wil hê as mense instap, moet hulle dit ruik. Hulle moet dit sien, want as hulle dit gaan sien en hulle gaan dit ruik, dan gaan hulle onthou ek is teenwoordig. Die brood van my teenwoordigheid. Dan vertel Levitikus vir ons 'n bietjie meer van hierdie brood. En dit sê, daar moet nie net 1 brood op die tafel wees nie. Daar moet 12 brode op die tafel wees. Hoekom 12? 1 vir elke stam van Israel. 12 stamme, 1 brood vir elkeen. Hoekom sit hy vir elkeen 'n brood? Om te sê, jy is welkom aan hierdie tafel. Nie een van julle word uitgesluit nie. En dis presies wat die Here vir ons sê, Psalm 23, U dek vir my. Raai wat vir jou, vir jou, vir jou, en ook vir my. Hy dek vir ons 'n tafel. En dan wil ek ook sê, die tafel gaan nie net oor, dis mooi, dis nogal lekker nie, baie lekker. Gaan nie net oor die lekker, gaan nie lekker net oor die lekker kos. Ek het nou nie vir jou wyn ingegooi nie, ek was bang, iemand anders sit hier, anders het vir jou wyn. Gaan nie oor die wyn of die kos of die brood of die niks. Die tafel het 'n dieper betekenis. En dan kom ons weer terug na braai toe, nie. Julle almal gaan braai na kerk, nie, ja. Okay. As jy braai, en dis net jy wat braai, eers dan weet ek nie of dit 'n braai is. Want wat maak 'n braai? Ons lank wag vir die kole terwyl ons gesels en dan naderhand so dat ons hom maar nog moet opgooi, anders gaan al die vleis nie gaar raak. Dis wat 'n braai maak. Anders as 'n barbecue, nê. Dis net om die vleis gaar te kry nie. Daar gebeur iets, gemeenskap. En hoekom kies Jesus om saam sy disippels te eet? Omdat hulle honger was, dalk. Maar die groter rede is omdat hy sê, die laaste ding wat ek begeer, is dat ons bietjie kan gesels. Omdat ek jou by my wil hê. Jou aandag, jou teenwoordigheid. En dis hoekom Jesus sê, ek dek vir jou 'n tafel. Want raai wat, ek wil jou by my hê. Ek soek jou aandag, jou teenwoordigheid. Vir baie jare het baie lande, maar veral in Oos-Europa, toe Christene begin vervolg was, het hulle in die geheim in huise bymekaar gekom, hierdie vervolgde Christene, en hulle sal dan saam gesit het om te eet en die skrif oop te maak. En elke keer as hulle gaan sit het om te eet, dan het hulle 1 stoel aan die tafel oopgelos, want niemand mag gesit het nie. En toe iemand een keer vra hoekom hulle dit doen, sê die gasheer, daardie stoel is vir Jesus. En hulle het nie dit gedoen omdat hulle gedink het hy gaan fisies opdaag nie, maar hulle het geglo hy is reeds teenwoordig. En dan sou hulle gebid het, Here Jesus, U is welkom by hierdie tafel. En deur daardie stoel leeg te hou, het die manier verander waarop hierdie mense met mekaar praat. Want Jesus is teenwoordig. So hulle het baie minder geskinder, hulle baie minder gekla, hulle het meer lief gehad. Want raai wat, Jesus sit hier. Die tafel was leeg, want hulle het geglo, Jesus sit hier. Ek wil 'n oomblik teruggaan na daai bekende gedeelte, Psalm 23 vers 5. Wat sê, dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. Terugkom na dit wat my gevang het oor hierdie vers, wat ek so goed ken. 'n Tafel in die teenwoordigheid van vyande.
Amplified sê, you prepare a table before me in the presence of my enemies. En nou klink dit alles goed en wel, nê? As dit vir mekaar gesê, as jy die uitnodiging aanvaar om saam met Jesus aan 'n tafel te sit, en jy op hom fokus, dan maak dit nie saak of hierdie tafel in teenwoordigheid van my vyande is of nie, want ek fokus op Jesus. Maar toe ek dit lees en ek besef in die teenwoordigheid van my vyande, het ek besef dit los my en jou eintlik so 'n bietjie met 'n probleem. Maar dis presies wat met Jeline gebeur het, nee, Jeline, is die feit dat God vir jou 'n tafel dek, forceer hy jou nie om daar te kom sit nie. Die feit dat God vir jou 'n tafel dek, forceer jou nie om daar te gaan sit nie. En dis waar die probleem inkom, want ek en jy sê die hele tyd vir onsself, ag Here, as ek tyd gehad het, Here, as ek net tyd gehad het, dan sal ek hier kom sit, maar Here, ek het nie tyd nie, so ek kry sommer net langs die pad 'n koffietjie en lekker Burger King, genoeg om te eet, dankie, ek het nie tyd vir die tafel vandag nie, takeaways moet maar doen. Here, daar's nie tyd nie, wil so graag hier sit, dis mooi en dis oulik, maar daar's nie tyd nie. Of, Here, dankie, die tafel is mooi, maar net 'n ou takeawaytjie. Dankie, dis lekker, dis heerlik, dankie vir u moeite, Here, baie dankie, die tafel lyk pragtig, ag, hierdie is so lekker, dankie Here, maar ek het nie tyd, dalk sal ek môre kom sit, maar nie vandag nie. En die probleem is, dat ons dan aan tafel so lyk. Ek dek vir my 'n tafel, Here, dankie, maar ek het werk wat moet klaar. So, dalk liewer Here net, vir vandag is Burger King, is genoeg. En vriende, weet jy wat is die grootste probleem hiermee, is dat ja, dit help vir so rukkie, maar iewers langs die pad gaan my en jou gehardloop moet ophou. Want ons is nie gemaak om die heeltyd te moet beweeg nie. Iewers gaan ons moet sit. Iewers gaan ons nie meer die heeltyd net kan op koffie en Burger King oorleef nie. Iewers gaan ons moeg raak. En vriende, as ek en jy nie kies om aan die tafel te sit nie, is daar een ander plek om te gaan sit. En dis in die teenwoordigheid van my vyande. As ek en jy die heeltyd aan die beweeg is, gaan ons gaan sit tussen die vyande voor wie hier die tafel gedek is. Sandra, moet nou weer hier kom, asseblief, ja. Maar nou hoef jy nie aan die tafel te sit nie. 1 Petrus 5 vers 8 praat van die vyande. Praat van die grootste vyand. So jy kan net hier sommer daar op die trap hier, dankie Sandra. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soek wie iemand om te verslind. As ons nie aan tafel gaan sit nie, dan los dit een plek oor, tussen my vyande, in die teenwoordigheid van my vyande. En raai wat, hier gaan ook 'n gesprek gebeur. Nou sal ek 'n ander rol vat, die een van die vyand. Okay. Hoe gaan dit? Nee, ek hoor dit gaan nogal goed, Ja, ek hoor jy sukkel nogal om te oorleef. Ek is verbaas, jy sit hier, want deur die goed wat die laaste tyd met jou gebeur het, moes jy maar lankal opgegee het. En by die werk, ek hoor jou kollegas hou nie baie van jou nie. Hulle praat sleg van jou en sê 'n klomp slegte goed en ek dink jy moet net aan jouself dink. Moenie oor hulle waar nie, kry hulle terug. Daar's baie tyd, los dit man. Jy moet net agteraf wees, doen wat almal doen, dan sal jy raak gesien word, dan sal mense vir jou gee wat jy wil hê. En hoor ek wil net sê, jy is eintlik meer goed genoeg. Ek sien jou vrou kyk lekker rond vir ander mans en verstaan julle dat hier nog steeds 'n gesprek gebeur? En dat die gesprek wat hier gebeur het en hier gebeur het, tot die beste van my vermoë totaal anders gelyk het.
Want iets ander nie regtig kans gehad om enigiets te sê nie. Want ek wil vir hom sê wat hy moet dink en wat hy moet glo. En hy's in elk geval so baie geburger king en moeg gehol dat hy nie regtig omgee nie. En dit alles vir soetkoek opeet. Ek gaan amper klaar maak daarmee. Dis die vraag wat ek het. Dis baie eenvoudig, waar sit jy? In wiese geselskap is jy? Dis baie maklike maniere om hierdie goed te toets. Vra net vir jouself. Hoe voel ek oor myself? Wat dink ek van myself? Wat glo ek van my vrou en kinders en gesin? En dan vra dit vir my, in wie se teenwoordigheid is jy? Dalk is dit tyd dat ons bietjie minder Burger King koop, gaan ook meer geld hê, maar minder Burger King koop en tyd maak om aan tafel te kom sit, wat vir my gedek is. En dan vra ek net vir myself regtig, besef ons wat het hierdie uitnodiging gekos? Besef ek en jy werklik wat het dit gekos sodat God kan sê kom sit saam met my? Die prys was 'n vader wat sy seun moes laat sterf aan 'n kruis. Sodat ek en jy die voorreg kan hê om naby hom te wees in sy teenwoordigheid. Dit kos dat 'n vader gedink het, jy's kosbaar genoeg en waardevol genoeg en belangrik genoeg om sy seun se lewe voor te gee. Sodat ek en jy weer naby God kan wees. En vriende, te midde van alles wat rondom hierdie tafel gebeur, te midde van my vyande en van die teëspoed en van al die slegte goed, is daar iets ongelooflik aan hierdie tafel. Die koning van die heelal is daar. Dit beteken nie my vyande gaan verdwyn nie. Dit beteken nie die teëspoed gaan verdwyn nie. Maar ek kies om op iets anders te fokus. Op die Here. En ek kyk na hom. Daarom wil ek vandag vir jou sê, eenvoudig. Maak nie saak wat in en om jou aan die gang is nie. Maak nie saak wat in ons land aan die gang is nie. Maak tyd om bietjie te kom sit by jou Vader. Kies om op hom te fokus. Na hom te luister. Here, dankie dat ons vandag hierdie ongelooflike voorreg kan hê om uitgenooi te word na 'n tafel, wat vir ons gedek is, vir my gedek word. En ek bid, Here, dat ons sal tyd maak om te gaan sit by U. En ek bid, Here, dat deur my eie gebrokenheid en woorde wat nie eens altyd wil inpas soos wat ek wil hê dit moet nie, en Here, deur dit alles dat U vandag mense se harte kon aanraak. Dat hulle lewe kan verander. Nie oor 'n mooi preek of mooi woorde, maar omdat God van die heelal, U wat ons koning is, ons uitnooi om by U te wees. En ons bely, Here, dat ons so min dit doen. Dat ons dink, ou dagstukkie in die oggend is genoeg. Bid, Here, dat ons werklik tyd aan die tafel saam met die koning sal spandeer. En ek loof U daarvoor. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees by julle wees. Amen. Dankie, julle kan sit of uithardloop, net soos julle wil, dan wys ons gou vir jou die voorskou. Emiel, dankie.